Psalm 25 vers 5 sê, lei my deur u waarheid en leer my, want u, o God, is my redder. Die hele dag wag ek vol hoop op u. Twee heidense farao's demonstreer die verskillende uitkomste van of omhelsing of verwerping van die waarheid. Die eerste farao het 2 drome gehad en hy was desperaat vir die uitleg daarvan. Hy het Josef uit die tronk uitgeroep om hulle uit te lê. Josef was 'n regverdige man gevul met waarheid. Die farao het 'n besluit gehad om te neem. Wat sou hy doen met die waarheid wat hy geken het? Hy het die Godgegewe waarheid aanvaar en die gees van God in Josef erken. Dit het Egipte bevry van hongersnood en finansiële ondergang om die magtigste nasie op aarde te word. Na sy dood het 'n ander farao aan bewind gekom wat Josef nie geken het nie. Al het hy as die hoog aangeskrewe eerste minister van Egipte gedien, het die nuwe farao gekies om die waarheid te ignoreer. Hy het geweet dat Josef en sy God verantwoordelik was vir Egipte se voorspoed, maar hy het in elk geval die Israeliete tot slawe gemaak. God het sy belofte onthou om enige iemand te vervloek wat Abraham se nageslag vervloek het. En Farao se liggaam het uiteindelik in die Rooi See gedryf. Hierdie waarheid het ons een nasie onder God gemaak en elke seëning wat ons besit uitgestort. Wanneer ons terugdraai na God se waarheid, sal ons hom weer groot dinge in hierdie land sien doen. Abba Vader, dankie vir hierdie kosbare woord. Dankie, Here, vir hierdie stukkie waarheid in Psalm 25 vers 5. Ons ken U as 'n God van waarheid. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.